Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons is vanoggend by Lukas hoofstuk 3 en ons tema vandag is nie bang om te praat vir dit wat reg is nie. Lukas 3 vers 19 tot 20 sê: Johannes het ook vir Herodes Antipas, heerser van Galilea, openlik aangespreek omdat hy Herodias, sy broer se vrou, gevat het. En ook oor baie ander verkeerde dinge wat hy gedoen het. Daarop het Herodes vir Johannes in die tronk gegooi en die sonde by al sy ander sondes gevoeg. Johannes was nie bang om mense en situasies aan te spreek wat verkeerd is nie. Selfs toe Herodes Antipas, heerser van Galilea, sy broer se vrou vat, het Johannes dit aangespreek. Dit het gekos dat hy in die tronk opeindig en op die ou einde doodgemaak is. Johannes het nie probeer om mense se guns te wen met sy praatjies of waarhede te verdraai sodat hy beter af sal wees nie. En baie keer sal ek dalk eerder en sal jy dalk eerder stil bly as om iets te sê, omdat ek bang is oor wat dit gaan doen aan my reputasie, wat gaan die gevolge wees. Ek dink soms dat ek dit maar moet los, want dit sal self regkom, of my stem gaan nie eintlik 'n verskil maak nie, so ek bly maar eerder stil. Nou, natuurlik help dit nie, ek lig net my opinie links en regs nie. Hierdie gaan nie oor ek wat my opinie lig oor alles nie. Dit gaan nie net oor my opinie nie. Dit kan ek maar vir myself hou. Maar as God se wil duidelik gemaak moet word vir reg en geregtigheid, dan moet ek nie stil bly nie. Maar dan moet ek praat. Maak nie saak of dit my reputasie dalk gaan beskadig nie, maak nie saak of dit dan gaan maak dat ek nie populêr is nie, of dat ek dalk in die moeilikheid gaan kom by sekere mense nie. Maar ek moet seker maak, dit is God se woorde en nie bloot my saak of my opinie nie. Daar's baie mense wat baie sê en baie loud is oor hulle opinies oor alles. Dit help byvoorbeeld nie ek is uitgesproke en ek praat oor mense wat kort broeke kerk toe dra nie. Dis 'n opinie, dit is 'n smaakding. Dit het niks met God se waarheid, met God se woord te doen nie. Maar as iemand beskinder word, as die evangelie van God verdraai word, as die kerk beskadig word as gevolg van 'n vermenging tussen dit wat waarheid is en dit wat vals is, dan moet dit aangespreek word en dan moet ek nie stil bly nie. Want dit is duidelik God se hart dat daar byvoorbeeld nie geskinder moet word nie. So kom ons wees gereed om op te staan, om te praat, om in verhouding met mense, met hulle te praat en hulle aan te spreek oor goed wat dalk nie reg is nie. Maar kom ons bly eerder stil as dit net gaan oor ons eie opinies. En wanneer ons dan praat, dit dalk meer skade doen as goed. Maar kom ons wees gereed om te praat as die hoofsaak, die belangrike saak aangevat word en beskadig word. Net soos wat Johannes hierso gemaak het. Kom ons bid saam. Here, help my met boldness, nie bang te wees om te praat, by my werksplek dalk, of teenoor 'n vriend, of by 'n braai, of waar ook al ek myself bevind, teenoor onreg en sonde, en dit wat teen u hart is nie. Help my wel om dit altyd met wysheid te doen en in liefde te doen, want daardie persoon is waardevol vir u. Help my ook om te onderskei of iets dalk net my opinie of my smaak is en dan eerder stil te bly in wysheid. Maar Here, lei my met boldness om op te staan en te doen, te sê wat ek moet vir u saak. Amen. Dankie dat jy geluister het, dat jy deel was van hierdie video. Deel dit, nooi iemand om deel te wees van hierdie reis. Tot 'n volgende keer.